I surrender. Drench my soul as mercy and grace unfolds. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. I surrender, I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender, I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Like a rushing wind, Jesus, breathe with me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. Yes, I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. Waar wie staan, maak dit gou toe oor. Ons bid dit vir 'n oomblik saam. Vader, dankie dat hier is vanoggend, Heilige Gees. Dankie dat ons vanoggend vir klein Noah voor U kon bring en net so wil ons vra, Here, elkeen van ons wat vanoggend sit met iets in ons hart, Here, wat ons na U toe moet bring, wil ons vra, Heilige Gees, kom raak daai deel aan van ons gees en ons siel en ons gedagtes. Kom vernuwe wat vernuwe moet word, Heilige Gees. En werk soos U wil, Here. Werk soos U wil. Dankie, Here, soos Tannie Madel ook vanoggend gebid het, Here, dat ons kan bid vir daai water van die Gees, Here, om te vloei deur ons dorp. Here, ons weet U is nog nie klaar met Delmas nie. Ons weet U is nog nie klaar met hierdie dorp en sy mense nie. Here, en daarom wil ons vanoggend lewe spreek in die naam van Jesus Christus. In elke deel van ons dorp, in elke huisgesin, in elke familie in die naam van Jesus Christus vra ons, Here, kom vernuwe wat vernuwe moet word. Of dit by die munisipaliteit is, of dit by 'n huisgesin is, of dit in 'n huwelik is, of dit in my hart is. Kom vernuwe dit in die naam van Jesus Christus. Here, soos die lied vanoggend sê, we surrender all to you. Ons gee alles vir U. Hier in die gemeente, die eksamens by die skole wat voor lê, elke liewe deel behoort aan U. Dankie, Here, vanoggend vir U Gees. Dankie vir werking van U koninkryk, van U waarheid. Ons is so lief. Dankie vir die tyd saam. Ons is so ontsaglik baie lief.
Dankie vir die oggend. En almal sê saam. Amen. Amen. Dankie. Kan ons net vir ons lofgroep 'n applaus gee vir oggend? Dankie julle, dankie ouens. Sjoe. Ek moet sê, Pieter, vanoggend was nou een van daai oggende wat ek gedink het, ons kan maar aanhou worship, nee. Ons kan aanhou met die aanbidding. Sjoe, prys die Here, prys die Here. So ek is so opgewonde oor vanoggend, net voor ek verder gaan. Ek wil sê, die Here is regtig besig met 'n ongelooflike ding by ons kinderkerk, by koningskinders. En daarom wil ek net beamoen wat aan die model ook gesê het, as jy 'n hart het vir kinders, skakel in, raak deel. En dan net so, ons het aan die einde van November, het ons ding wat hier gehoust word by die gemeente, dis Writing with Rands, wat gaan oor finansiële geletterdheid, hoe om met finansies te werk en so aan. Ons gaan advertensie uitsit oor dit, of vandag of môre en deur die week. En kyk daarna, as jy weet van iemand wat daarby kan baat, stuur hulle nommers vir ons en kom ons help ouens om hulle hande ook sterk te maak in daai area. Maar ek is so opgewonde oor vanoggend, en die laaste rukkie die Here kom werk in 'n klomp areas, onder andere ook in my, en vanoggend is een van daai boodskappe wat my persoonlik ook uitgedaag het, en baie keer as jy ons nou preek voorberei, dan praat ek met die Here en ek sê, Here, maar ek hou so van hierdie tema. En dan voel ek, hy sê, okay, maar gaan met dit. En hoe meer ek in hom werk, hoe meer dink ek, ag Here, ek gaan iets anders vat. Die is 'n bietjie wild vir my. So vanoggend is een van daai. So ons gaan praat oor die krag van karakter, is deel 6, die geheime van die koninkryk, maar hier is die ding. Die een ding wat ons sien in elke gelowige, in elke kind van die Here, is almal van ons het die potensiaal om in elke ding wat ons doen, elke woord wat ons sê, elke keer as ons iemand bedien, hierdie groot koninkryks impak te hê in die wêreld. En ons sien dit eintlik van Adam en Eva se tyd af. So van Adam en Eva se tyd af, het die Here vir hulle byvoorbeeld hierdie mandaat en hierdie autoriteit gegee om te heers oor die aarde, om te heers oor die skepping, maar dan saam met dit, om of sekere deure in die gees oop te maak vir die Here om te kom werk, of om sekere deure in die gees toe te maak vir die vyand om te kom steel. En dan natuurlik gaan eet hulle van die een boom. As ek eendag in die hemel kom, gaan ek net sê, Adam, daar was een boom. Los hom. Maar in elk geval, hulle gaan eet van die een boom, en dan maak hulle die deure oop vir die vyand om in hulle lewe te kom steel. En is baie dieselfde met ons. Daar's sekere dinge wat ons doen, sekere maniere hoe ons leef, wat deure of oopmaak vir die gees van God om in my hart, in my lewe, in my gesin, in my besigheid, in my skool te kom werk, en ander dinge wat deure oopmaak vir die vyand om weer te kom steel. En een van die eenvoudige voorbeelde hiervan is iets soos aanbidding. Aanbidding nooi die gees van God uit om in elke liewe deel van my wese te kom werk en te kom vernuwe en iets van sy koninkryk in te bring. Maar aan die ander kant kan iets soos verslawing weer 'n oop deur wees vir die vyand om nie net in my hart te kom steel nie, maar selfs in die harte van my gesin, in die lewe van my gesin, van my familie. En dan is daar ander goed. Daar's 'n ding wat nou voor lê oor 'n paar weke en is Halloween. Ek gaan nie baie daaroor sê nie. Maar wat ek wil sê is, pas op vir dit wanneer jy jou kinders blootstel. Ons besef baie keer nie wat se deure ons oopmaak as ons deelneem aan sekere goed nie. So sekere dinge, sekere aksies en selfs sekere woorde maak sekere deure oop vir die Here om te kom werk en ander maak weer deure oop vir die vyand. En is veral so met ons karakter. Dis veral so met ons karakter. 'n Goddelike karakter nooi die gees van God uit om in my lewe inspraak te hê, om in elke gesprek, elke oomblik, elke keer as ek iemand aanraak, om te kom werk in hulle lewe, maar 'n swak karakter, 'n sondegevulde karakter, skop eintlik die deure van die gees af en nooi die vyand in om by my te kom steel. En ons besef nie altyd eers hoe subtiel die vyand werk nie. Ek het nog nooit, ons sê vir ons klein seentjies, ons noem nie 'n skelm nie, ons noem hulle 'n boef. 'n Boef. Ek het nog nooit 'n boef, waar gaan ook verkeerd uitkom, 'n skelm. Gehoor. Ek het nog nooit 'n skelm gehoor,
wat aan jou voordeur te kom in die middel van die aand en hy klop en hy sê, hallo, ek kom steel. Nog nooit nie. En dis dieselfde met die vyand. Hy gaan nie in jou deur kom klop en sê, hoorie, ek gaan nou kom steel. En dit wat jy nou gedoen het nie. Hy werk so subtiel, so baie keer kry ons hierdie emosie van jaloesie of woede of tot sekere goed wat oor ons tong kom en ons besef nie dat dit 'n deur vir die vyand oopmaak om te kom steel in 'n verhouding, in 'n huwelik, om te kom steel selfs by 'n werk waarin ons staan nie. So ons krag daarin om te leef in 'n goddelike karakter en ons 'n dringendheid in die gees om iets van hierdie karakter te begin uitleef, juis in die wêreld waarin ons op hierdie oomblik is. Vir ons is een van die mooiste goed wat ons op die oomblik beleef, is om te sien hoe ons klein seentjies, ou Simon wat 4 is, word amper 5, klein Joshuakie wat 8 maande is, hy is daar agter by mamma, om te sien hoe hulle besig is om persoonlikheid te ontwikkel. Nou, en elke kind het hulle eie persoonlikheid, eie temperament, maar een van die mooiste goed wat kan gebeur in 'n kind se lewe is daai oomblik wanneer hulle begin praat. En dit is ongelooflik, want jy wil saam praat, en jy wil deelneem, en jy wil hoor wat aangaan in hulle harte. Maar dan ergens, dink ek die Here is sin vir humor. Want dan werk hy hierdie woordjie in hulle woordeskat in. Hoekom? Die Here help ons. Partykeer raak dit wild. Partykeer raak dit wild. So hoekom, kan baie keer 'n goeie vraag wees, maar ander kere is dit, hoekom is 'n glas van glas gemaak? Hoekom moet ons koffie in koffie gooi? Hoekom kom melk van koeie af? En as jy dink het raak beter, dan is daar nog 70 hoekoms in die uur. So baie keer wat gebeur, is dat dit in die einde van 2 ure, dan begin jy vra, ag Here, gee my net 'n breek. Laat hulle slaap met die liefde van die Here. Dit is ongelooflik. Sê, die 2 moeilikste goed en grootste goed, wat vir ons verantwoordbaar is in 'n kind se lewe, aan die een kant is die hoekom vra, en aan die ander kant is die konsep van nee. Die een woord wat belangriker is in 'n kind se lewe as jammer, is die woord nee, die konsep van nee. Maar baie keer is daar so baie vrae, maar is nodig, hoekom? Dis nodig vir hulle om te ontwikkel, dis nodig vir hulle om te groei, en elke keer wat hulle vra, groei hulle, en groei hulle, en groei hulle. En ek dink so baie keer, dan dink ek, okay Here, ek dink ons is nou by nommer 72 vandag. Laat dit rustig raak. Maar in daai oomblik herinner die Here my, daar gaan 'n dag kom, wat hulle nie meer vra nie. En ons moet dit inneem. Maar 'n kind groei, en hulle groei, en hulle groei. En ek dink baie keer is dit ons as gelowiges ook so. Ons besef nie dat ons veronderstel is om te gaan van 'n sekere plek waar ons leef as 'n baba na 'n geestelik volwasse persoon nie. So ons lees byvoorbeeld in Spreuke 22 vers 6 hierdie. Dit sê, leer 'n jong mens om die regte pad te kies, en wanneer hy eendag oud is, sal hy nie daarvan afwyk nie. En dis vir almal wat klein kinders het, dis vir julle ook Dirk vandag, maar terselfde tyd, as hy sê, leer 'n jong mens, gaan dit nie net oor 'n kind nie, dit gaan ook oor hulle wat jonk is in die geloof. Hulle wat jonk is in die Here, hulle wat jonk is in hulle stap saam met God. So ergens sê hy, ons het nodig om in hierdie jong plek geleer te word, hoekom? Sodat ons eendag nie van hom sal afwyk nie. Ons mag nie van hom afwyk nie. Want onthou Romeine 8:29 sê hierdie. Dit sê, die wat hy lang tevore verkies het, die gelowiges, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun Jesus, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Kan jy jou indink, eendag as jy in die hemel kom, gaan Jesus na jou toe kom, en jy is 'n broer of 'n suster van Jesus. Ek wonder so baie keer, waaroor het Jesus die meeste met sy disippels gepraat, en behalwe vir die Here, en ek is vast oortuig, hy was visvang. Ek is nie 'n kranige visvanger nie, maar daai klein seentjie van ons, kan nie ophou om sy voet in die water te sit nie. En dis die lekkerste.
Maar ons word broers en susters van Christus. Maar wat sê hy? Hy sê, die wat hy lang tevore gekies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. So met ander woorde, ons as gelowiges is bestem, dis ons uitbestemming hier op aarde, dis waarin ons op pad is, om gelykvormig te wees aan die beeld van Jesus Christus, voordat ons hemel toe gaan. En met ander woorde, aanhoudend in die plek te leef waar ons groei en gevorm en vernuwe word deur die Gees, en waar ons weer groei en gevorm en vernuwe word deur die Gees, en waar ons weer groei en gevorm en vernuwe word deur die Gees. Hoekom? Sodat ons gelyk begin raak aan die beeld van sy seun Jesus Christus. Dis die standaard. Ons is veronderstel om gelykvormig te wees aan die beeld van Christus, in sy wese, in sy liefde, in sy karakter. Hierdie vers maak my bang. Want om gelykvormig te wees aan Christus in karakter, is 'n hoë standaard. Om gelykvormig te wees aan Christus in karakter, is 'n heilige standaard. Dis amper 'n onbereikbare standaard, maar dis waarvoor jy bestem is. Dis deel van jou doel op aarde. Dis deel van ons as gelowiges se roeping, om die heeltyd gevorm te word en vernuwe te word, sodat ons meer en meer en meer en meer soos Jesus sal begin lyk, dat ons karakter al hoe meer in lyn sal kom met wie hy is. Hierdie een ou Derek Prince is 'n ongelooflike skrywer. Hy skryf hierdie ding oor karakter. En hy sê eintlik is ons in ons karakter, is ons veronderstel om sekere dinge in die koninkryk te doen. Hy sê, maar eintlik is ons karakter soos hierdie sambreel, wat ander beskerm, en hulle dra, en vir hulle rigting gee, wanneer die wind en die weer rondom ons is. Hy sê, maar baie van ons het die gate in ons karakter, in ons integriteit, in hoe ons ander hanteer, en wat dan begin gebeur is, die oomblik as die wind en die weer kom, dan word ander wat onder ons beskerming is, skielik blootgestel aan dinge waarna hulle nie veronderstel was om te wees nie. En hy sê, daarom is dit nodig dat ons heeltyd kyk na ons karakter, dat ons die heeltyd seker maak, hierdie gate in my sambreel is toe. Een van die grootste gate in ons karakter sambreel, is die gat van selfsugtigheid. Gelukkig Pieter die Delmas nie selfsugtige mense nie. Prys die Here daarvoor. Elke persoon word gebore met selfsug. En dit vat die gees van God om dit om te draai. En as jy nie dink dat elke persoon selfsug het nie, en gebore word daarmee nie, kry 'n baba. Leen hom, moet hom nie steel nie. 'n Baba gee nie om waarmee jy nou besig is nie. Ek het nodig om te eet. Who cares? Ek het ook nodig om te eet. Net so as jy nie glo dat almal selfsug het nie, vra vir 'n kleuter om te bid. Dit begin by al die mooi, en dan op 'n stadium sê hy, en Jesus, dankie, dat papa vir my daai speelding by Pick n Pay gaan koop, terwyl die robot daar is. Selfsug. Maar sien, ergens het ons nodig om te groei in 'n plek in, waar ons karakter begin lyk soos Jesus, waar ons begin openbaar aan mense hoe die liefde van Jesus sou lyk, hoe die genade van Jesus sou lyk. Sien, baie van ons gelowiges hak so vas by die plek van bekering, dat ons nooit aanbeweeg nie. Ons hak vas by die baba fase, en ons hak so vas daarin, dat ons nie die gate in ons sambreel karakter meer raak sien nie, of die karakter wat ons sambreel is meer raak sien nie. Baie van ons hak so vas by die melk van die woord, en ons almal moet daar begin. Die melk van die woord is goed. Almal moet begin by melk, maar ergens het ons nodig om aan te beweeg en te groei vanaf 'n bekeerling wat melk drink, die melk van die woord drink, na 'n geesvervulde, volwasse disipel van Christus wat die vleis van die woord kan inkry. En hier is die een ding van 'n gelowige. Ons is veronderstel om konstant te groei en geestelike spiere te bou. En saam met dit is ons veronderstel om hierdie aptyd te ontwikkel vir die dieper dele van die koninkryk, die dieper dele van die gees, die dieper dimensies van die woord. Daai dele wat die vleis is van Jesus, daai dele wat die vleis is van die woord, wat jou ongemaklik laat as jy dit lees, maar dit stig jou gees.
En naderhand wil ek meer en meer en meer van dit hê. Amper sê ek die woord ken nie iets soos veganism nie. Ek sê dit met tong in die kies. Want ek dink vleis kan baie keer taai wees om te kou. Een ding wat ek geleer het in Delmas, is die braaiers nie met charcoal nie, net met hout. Ek wil net sê, in die Kaap het jy nie droë hout gekry nie. So ek is jammer, die wat ek offend het. Maar ons leer om met hout te braai. En die mooie ding van hout is, dit maak die vleis sag. En is dieselfde ding met die vuur van die gees. Baie keer is daar die vleis van die woord, die moeilike dele van die woord, wat ons sukkel om in te neem, en ons sukkel om het op 'n plek te kry, waar het ons begin verander, maar die oomblik as ons deur die vuur van die gees beweeg, dan maak het die vleis vir ons sag genoeg om te kan kou. So dis altyd woord plus gees, woord plus gees, woord plus gees, en dit vorm, en dit bou ons karakter. Sien, 1 Korintiërs 3 vers 2-3 sê Paulus hierdie, hy sê, ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie, en julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Daarom kom jaloesie en twis onder julle voor, is dit nie omdat julle nog wêrelds is, en julle wêrelds gedra nie. So hy begin, hy sê, ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. So ergens ons veronderstel om op 'n punt te kom, waar ons die vleis van die woord kan begin verteer. Ergens ons veronderstel op 'n punt te kom, waar ons lewe deur die waarheid van die woord en die gees van God. So iemand wat byvoorbeeld die heeltyd 'n reaksie van jaloesie het, die heeltyd emosies en gevoelens het, rondom sekere goed wat gebeur, is nog 'n baba in die geloof. As ons reageer op sekere maniere, as dinge nie gaan soos ons gehoop het of gebid het nie, beteken dit dat ons eintlik nog moet groei in daai area. Ons moet nog groei in ons karakter, in ons geestelike volwassenheid. As ek byvoorbeeld getrigger word, kyk, en almal van ons het triggers, maar as ek getrigger word, as iemand my bevraagteken oor 'n ding, my kritiseer, my aanvat, dan beteken dit dat ek eintlik nog 'n baba met trots is, en ek het nodig om te groei in my karakter, ek het nodig om te groei in die woord, en net so met ander areas ook. So ek kan nie groei, as ek aanhou reageer op my emosies en gevoelens nie. Hoekom? Want emosies en gevoelens is die laagste vorm van waarheid, want ek voel dalk, ek wil hierdie ding nou doen. Ek voel dalk, ek wil impulsief reageer op hierdie ding wat rondom my gebeur het. Ek voel dalk dat dit die regte manier is, maar die waarheid is, dat daai reaksie, dalk verhoudinge, huwelike, werke kan verwoes. So in elke oomblik het ek die keuse. Ek het die keuse, gaan ek reageer op dit wat nou gebeur het, soos Jesus sou reageer? Gaan ek reageer op dit wat gebeur het op 'n manier wat hy sou doen, of gaan ek reageer soos die wêreld sou reageer? En 'n goddelike karakter help my om reg te kies, en dit help my om die regte deure vir die gees oop te hou, en die regte deure vir die vyand toe te hou. Vir die vyand toe te hou. Een van die goed wat ons baie deesdae sien, is ons sien hierdie deur van woede. En baie mense sê vir my, baie van ons manne sal sê, maar ek het my woede onder beheer. Maar ons besef nie wat 'n baba reaksie uit woede kan doen nie. Ja, maar ek het dit onder beheer. Nee, jy besef nie wat 'n baba reaksie uit woede kan doen nie. Byvoorbeeld in 'n huwelik, vir al ons manne, mag jou vrou nooit bang word vir jou as gevolg van jou trigger van woede nie. En ons sien dit. Sy mag nooit bang word vir jou as gevolg van 'n trigger van woede nie. En boetas, ons moet aan daai goed werk. En net so vir ons vroue, jou man mag nooit op eierdoppe loop as gevolg van 'n trigger wat woorde bring nie. Ons het 'n verantwoordelikheid in 'n huwelik, in 'n familie, om te beweeg in 'n goddelike karakter teenoor mekaar, wat iets van Jesus openbaar, wat iets van daai hemelse standaard inbring. Daar's eintlik hierdie mooi Bybelse verhaal van iets wat karakter openbaar.
Ons kry in Numeri 22, kry ons op 'n stadium hierdie verhaal van 'n ou met die naam Bileam. En Bileam kom in die prentjie in, want die Israeliete was besig om uit die woestyn uit te trek na die beloofde land toe, en soos wat hulle gaan, het hulle vyand na vyand verslaan. Want hulle het hierdie vuurkolom in die nag gehad, en hierdie wolkkolom in die dag, en ons manna uit die hemel uit, en op 'n stadium word dit so erg vir die ander mense rondom hulle, dat hulle bang raak vir hierdie volk, wat besig is om in die woestyn te beweeg. Hulle is veronderstel om swak te wees, en dan besluit die Moabitiese koning hierdie ding. Hy besluit, ons gaan na Bileam toe gaan, sodat hy die Israeliete vervloek, sodat die Here nie meer aan hulle kant sal wees nie. Dan kom hulle by Bileam en hulle vra vir hom, maar sal jy dit vir ons doen? En Bileam noem sy prys, en hulle gee dit vir hom. En hier's wat gebeur, sien, op daai stadium was Bileam eintlik 'n valse profeet. So hy het beweeg in profesie, in die woord van die Here, maar hy het dit gebruik om geld te maak. Amper soos hierdie prophets for prophets, profeet vir profeit. Jy sien dit so baie. Wat ouens byvoorbeeld op Facebook sê, betaal vir my ou 10 randjie daar. Gewoonlik is dit baie meer. En ek gee vir jou woord van die Here. Dis 'n prophet vir profet. En Bileam was een van daai ouens. So hy het hierdie gawe gehad van die Here af, maar hy het nie die karakter gehad om dit te gebruik saam met die Here nie. So hulle gee vir hom die geld, bied vir hom die geld aan, en hy sê, maar ek sal Israel vervloek. En dan kom hy op 'n stadium, ergens in Numeri 22 vers 12, staan hy voor die volk, hy's reg om hierdie vloek oor hulle uit te spreek, en die oomblik, toe hy dit wil doen, keer die Here om, en hy sê, Bileam, stop net gou. Dis amper soos as jy by die werk is, en iemand sê iets, en alles in jou sê, ek gaan jou kry. En die Here sê, stop net. En die Here vra vir my, sê, Bileam, hoekom wil jy my volk vervloek? Hy's op die punt om iets te sê. Bileam, jy kan nie jou gawes so gebruik nie, jy gaan alles verloor. En dan gaan dit weer aan, en Bileam probeer nog 3 keer om die Here te vervloek, om die volk te vervloek. Op 'n stadium, laat die Here selfs 'n donkie met Bileam praat. En dan op 'n dag verander alles. Bileam het staat gemaak op sy gawe, om hom by sekere plekke uit te bring in die lewe. Om hom by sekere plekke van rykdom uit te bring, sekere plekke van aansien. Maar hy het nie die karakter gehad wat saam met die gawe gaan nie. En dan op 'n stadium verander dit. En dan lees ons hier in Numeri 22 vers 38. Bileam het vir Balak geantwoord, ek het ons nou gekom, sê hy vir die koning, maar laat ek dit net sê, ek kan net sê wat my God vir my voorsê. So ergens in die proses vanaf Bileam moet hulle nie vervloek nie, tot by ek gaan net sê wat my God vir my voorsê, het Bileam gegroei. Hy het gegroei vanaf 'n profeet vir profeit na 'n profeet wat slegs reageer op die stem van God. Slegs reageer op die stem van God. En die verskil is tussen die eerste Bileam wat wou werk vir geld en die Bileam wat nou reageer op die stem van die Here, was sy karakter het verander. Sien, baie van ons beweeg in die Bileam tipe gees en ons dink dat ons gawes, ons talente, ons skills ons gaan dra, maar ons vergeet van karakter. As Bileam toegelaat het dat sy gawes en sy talente ontdra, sou hy alles verloor het. En waarskynlik sy lewe ook. Daar's iets aan 'n goeie goddelike karakter wat jou dra in die lewe, of dit in die gemeente is, of dit by 'n werksplek is, of dit by 'n besigheid is, daar's iets aan goeie karakter wat jou dra na plekke toe waar gawes en talente jou nie kan vat nie. Ek vat veel eerder iemand wat 'n goddelike karakter het as iemand wat gawes het. Ek vat veel eerder. Jou karakter kan jou baie verder bring as gawes en talente. Ons gaan ook so 7 minute besig wees, is dit oké? So 7 minute.
Een van die goed, wat ons baie byvoorbeeld deesdae hoor, is besighede soek nie noodwendig meer die mees gekwalifiseerdste persoon nie. Hulle soek die persoon wat goeie karakter het. Sekere goed kan aangeleef word, sekere goed kan nie. So iemand wat loyaal is, wat commit, wat goed oor die weg kom met almal, wat leerbaar is, integriteit het, dis die persoon wat hulle soek. Die res kan jy aanleer, maar 'n swak karakter kan 'n hele maatskappy laat sink. 'n Swak karakter. 'n Karakter van iemand wat ongeduldig is, vinnig praat sonder om te dink, wat oorheersend is. Dit kan by jou kom steel wat gawes eintlik vir jou moes gee. Dit kan by jou kom steel wat die Here eintlik vir jou beplan het. So persoonlikheid is iets anders. Persoonlikheid gaan oor hoe ek optree, hoe likeable ek is. Maar karakter gaan oor die wortels en die ankers van my geloof en my lewe, hoe ek uitleef na buite, wat ek hier binne glo. En baie van ons sukkel met daai. As die wortelsisteem van jou geloof en my oortuigings sterk is, gaan ek vrug dra in hierdie wêreld deur my karakter, selfs al word my blare bietjie deur mekaar gewaai. Een van die goed wat my baie verbaas het van ons dorp die laaste week, is hoe maklik ons dorp gaan van 30 grade na 30 knope. Julle, die wind waai. As ek hare gehad het, was dit ook deur mekaar. Die wind kan waai. En ek is verbaas om te sien hoe die stof oorkom. Maar dan sê ou, prys die Here, dis amper planttyd. En na die plant kom die oes. Maar in elk geval, 30 knope is rofbiede. Baie keer in die lewe, om daar tyd, waar die wind en die weer ons begin seermaak. Baie keer in die lewe is daar sekere goed wat fout gaan, goed waarvoor ons gebid het, wat ons nie sien gebeur nie. Maar hier is die ding, as my fondasie, my wortel sterk is, gaan ek vrug dra in die koninkryk en in hierdie wêreld, ongeag wat rondom my gebeur. Daar sekere goed wat ek kan fake. Daar sekere goed wat ek kan fake. Ek kan maak of ek die geduldigste persoon op aarde is, totdat goed skeefloop. En as my geduld nie geanker is in die woord en in Christus en in die Gees nie, gaan ek ewe skielik al die geduld verloor by die eerste keer as 'n taxi voor Pick n Pay voor my inry. Maar as dit geanker is in die Gees, dan weet ek, dis iets wat deel is van my karakter, en daar gaan vrug wees daarop. Daar gaan vrug wees daarop. So jou karakter weerspieël altyd die kondisie van jou hart, en eintlik hoe naby jy aan Jesus beweeg. So ek het nodig om die heeltyd my hart en my wortelsisteem te ondersoek, dat ek seker maak, dat my wortels, my fondasie sterk en diep geanker is, geplant is in die woord en in die Gees. Anders gaan my karakter by my kom steel, wat die Here vir my wou gee. My karakter gaan by my kom steel. Daar's krag in karakter. Ek wil jou vandag aanmoedig. Pieter, sê vir my so jy speel in die agtergrond, dankie. Ek wil jou vandag aanmoedig. In 'n wêreld waar persoonlikheid gevier word. Ons sien baie mense wat vinnig bekend raak. In 'n wêreld waar persoonlikheid gevier word, moet ons as gelowiges hulle word wat nie werk in ons persoonlikheid nie, maar wat werk in ons karakter. Maar ons iets wat gebeur in die Gees, deure wat oopgemaak word in die Gees, deure wat toegemaak word in die Gees, wanneer my karakter in lyn is met die beeld van Jesus Christus, wanneer ek gevorm word en vernuwe word, om al hoe meer soos my Jesus te begin lyk. Ek het nodig om in daai plek te beweeg. Ek het nodig om te beweeg in 'n plek waar ek nie vassak in 'n Biliam tipe gees nie. Maar ek het karakter. Ek het 'n karakter wat sê ek gaan bly in my huwelik. Ek kan die gewig van pa en ma wees hanteer. Ek het 'n karakter wat gaan bly in die besigheid, al voel dit vir my ek is besig om te vou. Want my karakter openbaar iets van Jesus. Hy is in lyn met wat hy sou doen. 'n laaste ding.
Baie van ons sukkel om te werk in ons karakter, want ons het nie tyd noodwendig om in die woord te kom nie, ons het nie tyd om te bid nie, ons het nie tyd om te groei in dit wat hier binne aangaan nie. En dan sit ons vas in die melk, en ons sit vas by motiveringssprekers en al die goed, en ons mis die diepte van die koninkryk en die gees, en die diepte van 'n verhouding wat nodig het om bietjie deur die male te gaan, sodat hy sterker kan word. Ek hardloop weg, want my karakter kan nie gewig dra nie. So hoe bou ek karakter? 'n Karakter wat in lyn is met my Jesus. Romeine 5 vers 3 tot 4 sê hierdie. Dit sê, dis egter nie al nie. Ons jubel selfs in ons swaar kry, want ons besef dat die swaar kry ons leer om te verhard, en op sy beurt kweek volharding betroubaarheid van karakter. En betroubaarheid van karakter versterk ons toekomsverwagting. So hy sê, Paulus sê, swaar kry leer ons iets. As jy nie tyd het om in die woord te kom nie, as jy nie tyd het om partykeer selfs by die kerk te kom, of tussen ander gelowiges te kom nie, kyk na die areas van jou lewe waar jy swaar kry, en kyk wat die Here besig is om jou daar te leer, want dit kweek karakter, dit leer my om vas te hou aan iets, dit leer my om Jesus te sien, al sien ek niks anders voor my nie. As ons niks leer in swaar kry van God nie, dan mis ons die doel van swaar kry. Ja, die vyand bring goed oor ons pad, ja, ons maak besluite, maar die Here kan alles gebruik, wat die vyand wil gebruik om jou te verwoes, om hom te eer. En deel daarvan is, ons het nodig om te leer in swaar kry. Waarmee is die Here besig? Waarna is hy besig om te werk? Waarna is hy besig om te skaaf? Al is dit so bietjie seer. En dan word my lewe 'n getuienis van God wat opdaag. Die heel laaste ding, 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17. Hoe leer ek bou in my karakter? Die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerdhede weer te leer, om ons te reg te wys en om die regte leefstyl by ons te kweek. Ek gaan net stil staan by daai. Dit sê die woord van God is nuttig om ons te onderrig, verkeerdhede weer te lê, ons te reg te wys en die regte leefstyl by ons te kweek. Hoekom sit so baie mense nog vas by die baba melk van die woord en hulle groei nie in karakter nie? Want hulle kom nooit uit by die plek in die woord waar hy verkeerdhede weer lê en hulle begin te regwys nie. Wat is teregwysing? Teregwysing is dissiplinering. Dis om te sê, maar dit waarmee jy besig is nie goed nie. Maar hier's 'n beter pad. Hier's die Jesus pad. Hier's wat hy sou doen. Hier's hoe hy sou optree. Hier's hoe hy sou praat. Dis teregwysing. En as ek wegskram van teregwysing, dan mis ek 'n deel van die karakter wat God in my wil kweek, sodat ek ander rondom my kan seën. Ons is geroep om 'n seën te wees vir hulle wat rondom ons is. Ons is geroep om deur ons karakter iets van Jesus te openbaar. Ek wil jou aanmoedig vandag, moenie bang wees vir die teregwysing van die woord nie. Partykeer kom wys die Here vir my goed, wanneer ek tyd saam met hom spandeer, wat my eintlik eers seer maak, want Here, ek het daarmee gedeel. Maar vra vir die Here, wat is daar, wat hier binne is, wat nodig het om nog vernuwe te word? En vertrou hom dat hy dit sal doen, vertrou hom dat hy dit sal wys, vertrou hom dat hy dit sal skaaf, al is dit seer. En as jy in 'n plek van swaar kry is, ergens in jou lewe, in jou huwelik, in jou finansies, waar ook al dit mag wees, vra vir hom, Here, wat wil jy vir my hier leer? Wat wil jy vir my hier leer? En mag ons groei in karakter. Mag ons in die gemeente en in die dorp groei in 'n karakter wat so sterk is, al is die water weg vir 3 weke. Ek hou vas aan my Jesus. Al raak die krag min en die paaie vol potholes, ek hou vas aan my Jesus. Want ek het karakter wat vashou aan hom. En mag dit vir jou ook so wees. Kom ons staan op. Kom ons staan op.
Ons gaan nie vandag, gaan ons afsluit met 'n lied? Nee, ons gaan nie afsluit met 'n lied vandag nie. Maar gaan saam met jou bid en dan gaan ons die seën uitspreek. En ons vir jou uitnooi om na die tyd saam te kom kuier. Die kuier na die tyd is nie net vir almal wat hier is vir die toewyding nie, dis vir almal. En daar's vars brood vandag. Daai botter so smeer en die konfyt loop. Prys die Here. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie vir dit wat U vandag kom doen. Ons wil vandag vra, Heilige Gees, Here, dat U ons 'n karakter sal ontwikkel, wat ons kan dra waar ons gawes en ons talente nie meer kan nie. Dat U 'n karakter in ons sal ontwikkel, Here, wat sal veroorsaak dat ons gawes en talente vir U gebruik word, dat ons nie sal beweeg in 'n Biliam tipe gees nie, maar dat ons iets van U sal openbaar in die wêreld daar buite. Here, maak ons gelykvormig aan U seën, maak ons gelykvormig aan dit wat U wil doen in Delmas. En dankie daarvoor, Here. Dankie dat U nog nie klaar is met ons dorp nie, but you're just getting started, Lord. En ons is so lief. En ek wil vra, Here, dat U sal kom uitwys as daar gate in die sambreel van ons karakter is. En help ons om dit reg te maak. Help ons om daarin te groei. Help ons om te leer, Here, uit U woord en selfs uit die swaar kry rondom ons. Bou 'n karakter wat U openbaar aan hulle wat rondom ons is. Of dit is in hoe ons praat, in hoe ons optree, in hoe ons bedien, in hoe ons werk. Geef ons 'n karakter, Here, wat sterk is en geanker is in U. En ons dankie daarvoor, Heilige Gees. Dankie vir gelowiges wat U liefhet. Dankie vir gelowiges wat geesvervul stap. En ek vra dat U elkeen hier sal seën en sal beskerm. Here, dat U elkeen hier sal intrek in die gees en in die koninkryk in. En dankie daarvoor, Heilige Gees. U is 'n goeie God. Ons is so lief. En almal sê saam. Amen. So mag die Here jou seën. Mag hy jou beskerm. Mag hy jou karakter bou en mag hy vir jou vrede gee. Amen. Dankie dat jy hier was vandag. Dankie dat julle ons seën vir die kuier na die tyd en 'n mooi week verder.